Jy, ons is op bladsy 67. As jy jou sakrekenaar gebruik en jy tik in kos 35 grade, dan gaan dit vir jou 'n antwoord gee. 0,82. Dan gaan julle sê, juffrou, wat beteken dit? Waarmee is ek besig? Kos van 'n hoek is 0,82. What on earth are we saying? Wat ek wil hê jy moet hier weet is, indien jy sou werk met 'n driehoek, en indien daar 'n hoek was wat 35 grade was, nee, en ek gaan nou net enige veranderlikes hier gebruik, dan beteken dit dat kos van daardie 35 grade hoek is mos gelyk aan aangrensend op skuins. En dit sê maar net vir jou dat die antwoord, die verhouding van jou aangrensende sy op jou skuins sy is 0,82. Nou dis nie baie lekker om 'n verhouding te sien as 'n desimaal nie. So ek wil gou teruggaan na die huiswerk, jy hoef niks neer te skryf nie. Maar byvoorbeeld hier, kan julle onthou, ons het gewerk met kos van hoek L. Dit was die blou hoek gewees. En kos van hoek L is 24 cm wat aangrensend is, gedeel deur 30 cm wat skuins is. En dit gee vir ons 24 op 30 en dan raak dit 4 op 5. Dis min of meer 0,8 as 'n desimaal. Dis presies 0,8 as 'n desimaal. So dit sê vir jou dat jou aangrensende sy is korter as jou skuinsy. Want jy kry 'n antwoord kleiner as 1. Jou teller is kleiner as jou noemer. En presies dieselfde is hier geldig. Ek weet nie nou hoe lank is my sye nie, maar die hoek se grootte is aan my bekend. En jou sakrekenaar het ingeboude memory, whatever. Vir elke hoekgrootte kan hy die verhouding van daardie sye bepaal. En dit gaan vir ons belangrik raak. Ek wil gou net ietsie ook vir julle teken, want ek glo dat ons moet uitbrei. Ons kan nie net vir julle die goed soos papegaaie leer nie. Nee? Julle gaan nou vir my hierdie twee driehoeke vergelyk. Ek gaan in elke geval vir jou sê, daai hoekie is theta en daai hoekie is theta. Watter een se waarde, verhouding, antwoord op jou sakrekenaar vir cos theta gaan die grootste waarde wees? Theodor, hoekom is die eerste een die groter antwoord? Okay, Slimmie, maar kom ons kyk na die driehoeke. There we go. There we go. Nou kom ons iewers. Ek moet dit vir julle laat visualiseer, anders gaan hierdie goed nooit regtig iets beteken vir jou nie. Daardie is jou aangrensende sy. Kyk gou hoe lank is hierdie aangrensende sy versus hierdie kort aangrensende sy. En cos theta is aangrensend op skuins. Arguments onthaalwe. Verbeel jou die skuinsy is presies ewe lank vir albei driehoeke. Ek kan nie garandeer dat dit is nie, ek het vryhand geteken. Maar just pretend die skuinsy is ewe lank vir albei driehoeke. As jou teller lekker groot is en jou aangrensende sy, soos Theo gesê het, is groot, dan gaan jou antwoord groter wees as jy deel oor dieselfde noemer. Hier is my aangrensende sy klein, die teller is klein. Ek deel deur presies dieselfde skuinsy, dit bly dieselfde. So my antwoord is kleiner. Cos theta vir daai driehoek, ek moes eintlik die hoeke se waar, een moes eintlik alfa gewees het of whatever, maar cos theta vir die linker driehoek en cos theta vir die regter driehoek gaan verskil. Want dit sê vir ons hoe verander die verhouding soos die hoeke groter raak. Okay, ek gaan nie vir jou vra om daai afleiding vir my neer te skryf in 'n toets nie, maar dit is my belangrik om dit wel net te noem.
Hier gaan ons letterlik net vir jou vra, bereken die waardes. Nou ja, skryf iemand nog neer, skies. Wil iemand nog, okay, vat julle tyd? Een bietjie uitzoom, ons gaan nog 'n paar doen. Okay, so by B, ons is nog steeds op bladsy 67. Regtig net sakrekenaarwerk. Dan 35 gaan vir jou antwoord gee. Jy tik dit net in jou sakrekenaar in. Jy rondom vir my af tot 2 desimale plekke. Ek wil hê jy moet dit kan intik en by die antwoord uitkom. Dis 'n 1 punt vraagie. Jy sal gelukkig wees as jy so maklike 1 in jou toets kry. Is iemand nog besig met die driehoeke wat om besig met af te teken? Okay, dan gaan ek die jagie. Is ek by die verkeerde ene? Hoor, dit moet dan 36 wees. Oeps. Sorry. En nou? Okay. Okay, dit gaan aan. Julle gaan vir my die volgende antwoorde gou almal neerskryf. Probeer nou maar vir jou eie onthaal, word dit nie net uit jou handboek uit neerskryf nie, want dan leer jy niks. Ek het enetjie geskiep, maar dis fyn. Ek gaan vashak by vraag F net nou. So maak af my daai drietjies klaar, skies, daar's die driehoeke van net nou. Nou by tan 45 wil ek ietsie vir julle leer. Okay, so jy wil 2 desimale hê, so dan kyk jy na die een langs aan. Hy's klein genoeg dat jy nie daai enetjie meer hoef te maak. So dis net 0,99. Okay. Kom ons kry gou antwoorde vir hierdie paar vragies. Ek hoop jy het dit ook in jou sakrekenaar ingetik. Ons wil gou vinnig net praat oor afronding. Hierso gaan jy iets kry soos 0,992 en ek weet nie wat alles nie. Die vraag gaan altyd wees rond af tot 2 desimale plekke. Soms gaan ons vir jou vra 3 desimale plekke, so lees maar mooi asseblief. Al laas jaar het ons dit gedoen en dan het die leerders onnodig punte verloor, hoor. Ons sal dit in bold vir jou sit om jou bewus te maak, dis 'n belangrike opdrag. Maar byvoorbeeld hier moet ons afrond tot 2 desimale plekke. So ons weet nou ons wil 2 desimale hê. Ek herinner jou maar net dat jy kyk na die enetjie, die derde enetjie, die derde desimaal, die duisendstes. As dit kleiner is as 5, dan bly die antwoord 0,99. Dit is kleiner as 5, vir daai rede is jou antwoord 0,99. Kos 14 moet vir jou gee 0,97. En nou tan 45 gee vir ons wat? Okay, nou kom ons dink gou logies hieroor. Okay. As ek vir jou die volgende gee. Hoe groot is hoek B? $45. Hoekom is hoek B ook 45 grade? Die binnehoeke van 'n driehoek is saam gelyk aan 180 grade, uitstekend. Terwyl ons nou hierdie pragtige driehoek het,
Wie kan vir my hierdie driehoek klassifiseer volgens sy lengtes? Gelykbenige driehoek, dankie. So dit is 'n gelykbenige driehoek. OK. Stem julle saam, ek kan dit so aandui? Alright. Kom ons gee 'n arbitrære waarde. Bedoelende, ek wil enige waarde kies vir die sylengtes BC en AC, om solank net vir julle 'n voorsprong te gee vir dit wat nog verder vir ons kom. As AC 1 eenheid is, 1 centimeter lank, hoe lank is BC? 1 centimeter. OK. Kom ons gaan nou terug na die vraag. So die vraag het gesê tan 45 grade. Nou ek kan enige 45 grade hoek kies waar ek wil staan. Ek kan die boonsteen kies by B, ek kan die ondersteen kies by A. Hulle is ewe groot. Stem julle saam dat as ek die ondersteen kies by A, dan is my teenoorstaande sy BC en my aangrensende sy is AC. Nou kom ons gaan terug na die vraag. Sou ons vir tan 45 grade kon bereken sonder 'n sakrekenaar? Tan 45 grade, tan van enige hoek, is gelyk aan die teenoorstaande hoek gedeel deur die aangrensende, teenoorstaande sy op aangrensende sy. My teenoorstaande sy is 1, my aangrensende sy is ook 1. So 1 op 1 is 1. Nou ek kon enige afstand daar gaan kies het, 5 cm, 14, 1000. Die punt is dat die verhouding gaan elke keer vereenvoudig tot by 1. Want die bokant en die onderkant gaan dieselfde wees. Is julle tevrede hiermee? Maak dit vir jou sin dat dit ek gee nie om waar jy staan nie. Of jy by die B staan en A staan, die hoeke is ewe groot. OK, so daai was net ietsie waar ek wou by pause voordat ons aangaan. As ons kyk na vraag G wat sê 5 kos 60 grade, dan tik jy dit presies so in op jou sakrekenaar. Jou sakrekenaar gaan outomaties vir jou 'n hakkie oopmaak. So jy gaan 5 kos, dan pop hy vir jou 'n hakkie oop. Jy kan die hakkie toemaak of jy kan die hakkie oop los. In hierdie geval, maak hom maar toe. Dis 'n goeie gewoonte om te hê. Maak hom toe. En ek sê dis 'n goeie gewoonte want as ons begin met breuke, gaan jy probleme optel as jy nie nou gewoond raak aan om die hakkie toe te maak nie. Ek dink dis 5 op 2, wat is die antwoord? 2,5. OK. As ons vir jou vra sin van 12 grade gedeel deur 12, moet jy nou baie versigtig wees. Jy kan onder geen omstandighede, ek gaan die verkeerde ding nou doen, onder geen omstandighede mag jy dit doen nie. Want dan dink jy eindig net met sin. Het sin 'n waarde? Nee. Sin gee vir ons die antwoord van 'n verhouding van sye, maar sin wat? Sin, niks. Nee. Jy tik hom vir my net so in, jy aktiveer jou breek opsie op jou sakrekenaar. Jy tik sin 12 grade aan die bokant, jy maak jou hakkie toe en aan die onderkant trek jy 12. Maak dit sin wat ek sin. Maak dit sin wat ek vir jou sê. Ek wil nou al die goeie gewoontes kweek. Daar, wat ek weet nie wat die antwoord is, wat is dit? 0,02, OK. Nou raak dinge interessant. 'n derde tan 36 grade. Onder geen omstandighede gaan jy dink vir 'n oomblik dat jy gaan daai derde gaan maal met die 36 nie. Jy doen dit nie. So ver moontlik tik jy presies in dit wat ons vir jou gee, net so op jou sakrekenaar. OK? Jy het 'n breek, jy maal dit met tan van 36 grade 0,24. En ons gaan nogal vir jou baie van hierdie vragies gee wat maklike punte is. Dis lekker punte om te kry in 'n toets, want jou sakrekenaar doen vir jou alles. Niks moeilik hier nie. Vraag J. Ek maak 'n sterretjie daar met goeie rede.
Om vir jou te wys, waar is die lokval? OK, jy gaan 'n breuk aktiveer, né? Jy het 'n vierkantjie bo, jy het 'n vierkantjie onder, jy tik dit in jou sakrekenaar in, bokant is maklik, dis net 2,35, en dan aan die onderkant het ons mos nou sin 38 grade. Nou toets vir my die volgende. Tik dit in jou sakrekenaar in, maar aan die onderkant tik net in sin 38 grade en moenie die hakie toemaak nie. Wat gaan jou sakrekenaar vir jou sê? Syntax error. OK, so as jy nie jou hakie gaan toemaak aan die onderkant nie, dan gee hy vir jou syntax error. Dit is nie 'n probleem by byvoorbeeld die eerste paar vrae nie. Daar kan jy die hakie ooplos. Jy kan maar dan 36 grade ooplos en hy gaan vir jou 'n antwoord gee. Maar die oomblik as hy as 'n noemer daar staan, dan moet jy onthou om daai hakie toe te maak. Anders dink jy jy's dom en jy is nie, jy het net vergeet van 'n hakie. Ek kan nie vir jou sê hoe baie dit gebeur nie. So oppas daarvoor, né? OK, daai was wat ek daar wou sê by vraag K. Lekker vraagie ook. Wat sê ek elke keer? Tik hom in net soos jy hom sien. Presies soos hy daar staan. Moenie probeer slim wees of wat ook al nie. Moenie eers sin 35 en dan sin 75 nie. Jy sit daai hele ding in daai hakkie net so op jou sakrekenaar. En ek hoop van harte dat jy dan die regte antwoord kry. Dit kom net so in. Dit is anders as by vraag L. Want by vraag L moet ons eers sin 35 grade bereken. So indien jy alles op een slag wil intik op jou sakrekenaar, hy gaan outomaties vir jou hakkie oopmaak. Jy maak daai hakkie toe voordat jy die plus druk. Asseblief, maak daai hakkie toe. En ek moet met julle deur hierdie, dit is eenvoudig, ek weet is eenvoudig, en die kinders verloor nog steeds punte, en dis onnodig, jy moet volpunte kry voor. Maar jy moet weet wat om te doen, waar moet jy 'n hakie sit, wat mag jy nie doen nie. Alright. Wat ons hieruit moet aflei by vraag K en by vraag L, en ek moet dit vir julle sê, is daai antwoord en daai antwoord is nie dieselfde nie. Die afleiding wat ons hieruit maak is, indien jy die hoeke bymekaar tel en dan die sin van daardie verhouding, die verhoudingsantwoord wil kry, gaan dit verskil met hierdie antwoord, waar jy dit apart uitwerk. Jy kan nie faktoriseer nie. Dis 'n baie, ek wil gou vinnig, ekskuus, maar dit is my weer eens belangrik dat julle dit weet en dit gaan handig te pas kom met die volgende, met die huiswerk en alles wat ons gaan doen. 35 plus 75 is 110, hè? So jy werk met 'n stomphoek essentially. 'n Stomphoek. Anyway, dit is, ons gaan julle nog daaroor leer. Ek wil 'n ander voorbeeld gebruik. Ekskuus. Sê nou maar jy het sin 15 grade plus 35 grade. Dan beteken dit is 15 plus 35 is ons 50. So hier werk jy met 'n driehoek, waar jy 'n 50 grade hoek het, nê? En jy wil sin van daardie hoek bereken. OK? Versus sin van 15 grade plus sin van 35 grade. So nou sin van 15 grade lyk omtrent, daai is omtrent 15 grade, en dan sin 35 grade bietjie groter, maar daar tel jy twee breuke bymekaar, teenoorstaande op skuins, teenoorstaande op skuins. Gaan 'n ander antwoord vir jou gee as waar jy teenoorstaande op skuins met die som van die twee. Nie iets wat ek gaan nie vir julle so iets vra nie, ek verduidelik maar net dat jy kan nie dit doen nie.
Jy kan nie gaan die distributiewe eienskap geld nie. Ek dink dis dalk waarby ons wil nie uitkom is jy kan nie dit doen nie. Jy mag nie inmaal nie met sin nie met trieg nie, hoegenaamd nie, absoluut nooit nie. Voorbeeld 4 wil ek gou ook deurgaan voordat ons huiswerk mee begin. Ons heel onder op bladsy 67. Ons hou van hierdie vraag. Ons is mal oor hierdie vraag. My boek het nie hoeke nie. Dis stupid. Okay. Gestel A is, ek gaan nou iets opmaak. 23,8 grade en B is 18,1 grade. Dis hy. Bereken nou die waarde van sin A plus B, dan 2B en dan ek gaan dit op 'n nuwe bladsy moet doen, die laaste enetjie. Ek dink die eerste 2 behoort redelik oukei te gaan. Probeer so ver moontlik om dit net so in jou sakrekenaar in te druk. Jy vervang dan mos nou net die waardes van A en B. Kry julle ongeveer 0,67. Okay. Kan jy sien dat my antwoord het geen eenheid nie. Nie sentimeter nie grade nie. Dit is net 'n wiskundige verhouding wat vereenvoudig word. Ons skryf hom gewoonlik as 'n desimaal as hy nou nie 'n perfekte breek kan 'n gewone breek kan wees nie. Dan 2b. So jy moet basies die hoek B maal 2 en dan van daardie hoek neem. Jy kan dit so gaan uitskryf as jy wil. Wys maar vir my hierdie stap. Asseblief. Jy kan hakies gebruik. Ek weet nie om wat jy doen nie, maar eventually kom dit neer op ongeveer 0,73. Bevestig maar net dit vir my ook asseblief. Is dit reg? Dankie. En nou almal se gunsteling. En julle weet wat ek bedoel as ek dit sê. Daar's 'n kwadraat. Het kos 'n waarde op sy eie sodat ons dit kan kwadreer. Dan het nie 'n waarde op sy eie nie. Sin het nie 'n waarde op sy eie. Kos het nie 'n waarde op sy eie nie. So hoekom sal ons die kwadraat daar gaan skryf? Dis 'n skryfwyse, want indien ons gegaan het, ek gaan eers die regte metode verduidelik. Wat beteken daai kwadraat langs kos as ons nie vir kos kan kwadreer nie? Dit beteken, jy gaan jou antwoord van kos se hoek kwadreer. Dit is wat daai kwadraat beteken. So dis eintlik nie baie complicated nie, hoop ek. Nou gaan julle sê, maar juffrou, hoekom het ons nie net, hoekom lyk die vraag nie so nie?
Nee. Ou sal dit nooit vir jou so gee nie, by the way, maar indien, ek wil vir julle wys wat die verskil is, sien jy, ja. Hier kwadreer jy eers die hoek, voordat jy die kos van daardie hoek sou neem. Ons gaan dit nooit vir jou so gee nie, maar die rede hoekom ons dit so skryf nie, is want dit verwar die kinders. Want moet jy nou eers die hoek kwadreer en dan kos vat van die hoek? Nee, dis nie wat ons wil hê nie. Ons wil hê, jy moet kos van die hoek 2a min 10 grade vat en die antwoord daarvan kwadreer. Dit gaan dalk van jou vereis om 'n ekstra stel hakkies in jou sakrekenaar te sit. Moenie bekommerd wees oor blokhakkies of ronde hakkies of wat ook al nie. Ek het nou maar gewoond om 'n blokhakkie te maak indien daar 'n ronde hakkie binne-in moet verskyn. Jy kan 2 ronde hakkies ook gebruik. Maar tik dit dan as 'n ekstra hakkie in. Kwadreer die hele antwoord. Maak dit sin vir julle? Julle is slim. So dis net 'n skryfwyse waaraan ons moet gewoond raak. Kom ek gee vir julle huiswerk. 0,63 ongeveer? Ja of nee? OK, dankie. Cool, dis omtrent wat julle moet weet.